stage voor? Nie rarig nie, man. Ek het mos al voor mense opgetree en is maar meer van dieselfde te beding, jy weet. Ek seker so 1500 mense. Ja. Jy al by jou van jou gigs gehad? Die meeste mense vir wie ek al gespeel het, was seker so tussen 100 en 150. Ek kon nie encore doen nie, want dit was by 'n sportsbar en die toets het begin, maar ja, ek sou aangehou het. Ek sou encore gedoen het, ek sou 'n encore op die encore gedoen het en maar ja, kon nou nie. My groot Gerde se nuwe Gier 88 pragtige gragte. Ek meen dis hardcore daai taal. Ek meen dit is heavy metal taal. Yes, dude, jy het my omtrent gevraai. Daai oomblik was my cool. Shit, was dit enigstens sin gemaak? My oor was net so, ja, dit. Dan moet 'n change kom sometime, you know what I mean? Like, Miskien techno sakkie. Here to go. Wat ons meer sit huidiglik is 'n amper 'n irrasionele explosion van Afrikaanse musiek. Definitief. Sorry to say, maar baie Suid-Afrikaners is gewoond aan baie kak kwaliteit. Dit eintlik kan mense sê wat hulle wil. botterbilletjies, ja. Hey, was so hare. Daar's nie 'n aparte Afrikaanse universe nie. Sorry. Ek like van Afrikaans praat. Ons is Afrika. There's no way around that, though. Nee, ek sê vir jou sê hoekom jy. So laat ek vir jou vertel, hoekom is Afrikaanse musiek so populêr op die oomblik? Daar's 'n verskeidenheid van redes. En hierdie is een van my favourite besprekingspunte. Okay. Hey, welkom. Ek is Johnny en hierdie is my lewe. Wel, dis nie reg my lewe nie, dis TJ's video rental en electronic consultation en ek werk hierso. Maar nie meer vir lank nie. Volgende gaan ek op 'n stage staan. The world's a stage, het my Engels onderwyser een keer gesê en dis die stage waarop ek gaan wees. Ek en my band. Ons kom al 'n lank pad saam. Ek en Benny was saam op skool en ons was reg oor aan die college wat Dwayne en Egmond hulle N4 gedoen het. Ek sê frontman en is my liedjies, maar ons werk as 'n unit saam. Egmond speel bass. Hy probeer al so lank vir ons 'n tequila sponsorship kry, maar hy het nog nie reg gekom nie. Ons het Dwayne. Hy dink hy's 'n reïnkarnasie van Geronimo of iets. Sy dokter sê hy's okay, maar ek dink hy sy parool-offisier stem saam. Benny is off the ladies man. Hy sê as hy sy overdrive pedal trap is dit net seks. Ons het Lucia, hy's ons manager. Jy weet, hy ken die besigheid. Hy ken van retail, distribution, al daai dinge. Sê hy was eendag die big time was. En dis dit. Johnny en die Myers. Dis Charmaine. Dis my baby. Ons gaan af aan 6 af uit. En volgende, as ek het gemaak het, gaan ek al Londen toe vat. Net betyds so Glastonbury. Nee, man, dis maar gereis te vat persoon. Reis? Ja, ek skiem so, jy weet, vir chicks, meer romanties en shit. En Jim Morrison is al begrawe, en kan ek uiteindelik sy graf gaan uitcheck. Dis die minste wat ek vir haar kan doen, man. Jy weet, sy is die inspirasie vir al my liedjies. So'n raar is haar nie 'n band nie, geen trips Parys toe nie. Anyway, dis my familie, die band en Charmaine. Ons is soos broers. Ek en die band is soos broers. Nee, ek en Charmaine nie. Maar ons is ook tyd. Ek kan nie altyd dieselfde sê vir my regte familie nie. Ons beklei, maak vrede, gaan op vakansies by die see, ry saam, stry saam, braai. Toe klein was my pa gedink ek gaan 'n dokter word. Maar deesdae laat my sussie die aan my dink ek is die posman se kind. My ma is cool. Sy was selfs okay met die hele opskop ding. Sy was joelkoningin op universiteit gewees. Sy het daardie nog gedink my pa is 'n ster. Hy het ook in 'n band gespeel en alles. Maar intussen het hy seriously aan cool geraak. Sy weet dat ek mors my tyd met hierdie band ding. Ek gaan nog eendag sien wat dit beteken om van onder af te moet begin. Maar hy verstaan nie, man. In sy tyd was dit heavy anders te gewees. Jy weet, daar was nie bands nie. Enige cool bands nie. Veral nie in Suid-Afrika nie. Veral nie in Afrikaans nie.
Brokspele, boeremusiek en leuns. Dit is stapelvoedsel vir die Afrikaanse jeug van die 60s en 70s. Oor die radio kan jy kies tussen soetsappige ballades, tranetrekkers en gemoedelike volksmusiek. Die Briels, Guy Korsten, Minshaw en Groep 2 is die supersterre van hierdie era. Die wêreld is nog 'n groot plek en terwyl 'n kulturele revolusie plaasvind elders, is Afrikaans nog baie veilig in sy nessie. Die 60s moes seker cool gewees het in Amerika, maar dit was seker verskriklik hondkakkies. Ek weet nie wat in die 60s gebeur het, die fucking Groep 2. Die paddenboek gaan op sy netje nooi en die vlee, maar 'n opsitkers kon hy nergens kry. Die 60ers was 'n era van naïwiteit. Jy het goed gehad as die Briels, wat gepraat het van 'n regte buis en 'n rou Afrikaner wees. In my kop is Guy Korsten omtrent die beste kunstenaar wat uit die 60s uitgekom het. Boeremusiek, uittoggie. In the 60s, boeremusiek was the #1 selling genre van hy tyd. Boeremusiek. Die kerk het ook 'n groot druk geplaas op jong mense. En Afrikaanse musiek het net iets te sê gehad van volk en vaderland, 'n nalatenskap van FHK. In 1929 stig die Afrikaner Broederbond die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings om Afrikaans, wat maar 4 jaar tevore amptelike status gekry het, te bevorder. In 1937 publiseer hulle die eerste FHK-bundel, vol lekker sing liedjies soos Simbamba en Al die veld is vrolik. Ek dink daai nalatenskap het nog steeds deurgesyfer in die 60s en 70s. Ek was ook in daai tyd 'n jonge heer gewees en ek sou sterf in my graf dat ek vereenselwig moes wees met daai, maar ons het niks anders gehad nie. So het ek maar jy is my liefling en my klein witte duifie en geheidi en gejodel en wat have you, en ons het ons sterre gehad na wie ons opgesien het. Ek dink dat die Afrikaanse musiek van daai tyd ook nie reg iets te sê gehad het vir die jeug nie. Dit was die musiek wat ek my maatjies kon tot relate nie. In die 1960s en 70s was consumerism baie belangrik. Met verstedeliking het internasionale modes en tendense baie belangriker geword en mense het begin om, die jeug het in elk geval begin om meer na internasionale musiek te luister. In die vroeë 60s tref Beatlemania Amerika en die res van die wêreld. Kort op hul hakke is bands soos die Rolling Stones, The Who en The Doors. Hulle vat musiek op 'n wilde trip waarvan dit tot vandag toe nie kan of wil herstel nie. Die jeug soveel eerder daarna geluister het as na die Afrikaanse musiek wat nog steeds trots en gebiedend was. Daar was nie so 'n ding soos Afrikaanse musiek nie, rock and roll of enige ding met 'n lekker 'n beat of 'n ritme nie. Die Afrikaanse musiek wat toe beskikbaar was het nie regtig tred gehou met wat internasionaal aan die gang was. Ek dink daar was dalk pogings waarvan ek seker maar net nie weet nie. 'n Paar Engelse bands bring wel rock and roll Suid-Afrika toe en een van die gewildstes is The Bats. Hulle grootste hit is egter in Afrikaans en word deur baie mense gesien as die heel eerste Afrikaanse rocksong. Kyk, hulle is bekend vir Fatom Dawie, maar hulle is almal ook Engelssprekende ouetjies en ek dink miskien net 1 of 2 goed geskryf in Afrikaans, soort van as amper soort van 'n foefie tipe liedjies wat hulle treffers gehad het. Suid-Afrikaanse musiek was nogals redelik suiwer geweest tot hierso omtrent die middel 60er jare. In die 70s en vandag nog is vertalings van oorseese treffers baie gewild in Afrikaans. Van Sarie Marais tot Maya Hee word Europese wysies gebruik om plaaslike treffers te skryf. Die 70er jare sou ek beskou as die opera jare. Die mense wat die meeste verkoop het was jou Minshaws, jou Guy Korstens. Dit was toe die Afrikaner gedink het hulle is deel van Europa. Dit gaan gepaard met die moeseboom, die geld wat mense uit apartheid uitgemaak het in die 70er jare, baie grandiose, baie over the top. In die 60s en 70s word honderde Afrikaanse films gemaak en sangers soos Guy Korsten speel gereeld hoofrolle. Maar die filmbedryf ontdek ook 'n nuwe jongster wanneer Sonja Harold Ek verlang na jou in die fliek Somer sing. So dit is so dat 'n rolprent kan jou absoluut op die map plaas. Want ek het begin met Ek verlang na jou en dit was al klaar 'n ander liedjie. Ek dink Ek verlang na jou het 'n nuwe era in Afrikaanse musiek, al moet ek dit self sê en ek is baie dankbaar daaroor. Begin
as kommersialiteit en as 'n lied wat uit eie bodem uitwerk. En dit was pop. Ja, daai tyd het jy nie 'n keuse gehad nie. Jy het gemaak soos jou oupa en jou ma en jou ouma vir jou vertel. Jy was oordentlik, jy het jou hare gesny, jy het jou das gedra, jy het kerk toe gegaan. Jy was net blootgestel aan daai soort van pragtige musiek. Ek weet Afrikaans was groot. Dit was altyd groot geweest. Moenie daai fout maak nie. Dit was net Afrikaans was nie groot op nuwe goed nie. Die stap om 'n band te launch. Mense in die industrie verskil baie daaroor. Volgens my is dit die naam. Jy kry eers jou naam, dan kry jy jou muses bymekaar. Dit is belangrik om obviously 'n gitaarspeler te hê wat so of sy chops ken. Benny. En dan die volgende stap is om 'n demo te maak. So jy weet, as jy eers 'n liedjie, dan moet jy hom dadelik gaan rekord. So ek kan actually vir julle myne wys. Ek berde en hierdie ding waar ek al my cool stuff met plate en stuff. Dit is baie onlangs gekom. Ek het nog vir min mense verwys actually. Ons het ons een liedjie opgesit, jy weet, record execs geen reg om 'n hele CD te luister. Hulle wil net jou hoor hoe jy klink. En toe sit ons beste een volgens my op, jy weet, in die skaduwee van die dood. So jy cool, jy moet actually hierdie check. Dis so ons vriend het die cover design gedoen. Ek weet nie of jy check, ons is al drake en stuff. Dis nogal pretty. En die skaduwee van die dood, sê jy? Ja, die skaduwee van die dood. Nee. Check. En die skaduwee van die dodo. Fuck, hoe maak my so fout? Dit is 'n slegte skrif, man. My stuk het mos eers in Times New Roman en dan sit jy dit oor in 'n ander skrif. Kurt. Dude, dis Johnny, hoe gaan dit? Daai albumcover wat jy vir ons gemaak het. Dodo. Ja, die voël. Ek weet dit, dude, ek waardeer dat jy vir ons 'n guns gedoen het, maar dit hulle gee ons lag hiervoor. Dude, ons het vir jou gesê ons kan jou nie betaal nie. So en sodra dit begin verkoop, dan sal ons jou terugbetaal het. Maar nou kan ons dit gebruik hier, so nou is ons altyd geskroef. Hy het die template gedelete. You know, if you want to make some money from your music, you should start writing songs. And in English, mind you. But I'm Afrikaans. That's your funeral, my boy. You're wasting your talent. In die 60's sou mens kwalike onderskeid kon tref tussen 'n jeugmark en 'n volwasse mark in Afrikaanse musiek. Oor die afgelope paar jaar toon beide egter enorme groei. In 'n land waar moedertaal Afrikaanssprekers omtrent 10% van die bevolking uitmaak, is 'n kwart van musiekverkope vandag in die sogenaamde Afrikaans genre. In die ou dae as jy gesê het my CD se naam is 'n Afrikaanse naam, druk hulle jou in daai klein hoekie waar Afrikaans is. Toe was Afrikaans raak so groot geweest daaronder. Ek het my CD Engelse naam gegee en hulle het nie presies geweet wie is die laaste maar dit is nie Engelse goeders nie. Vandag gee ek my CD 'n Afrikaanse naam want ek like die Afrikaanse rak, hy's groot, hy staan uit. Dit is my moeilik om te dink aan Afrikaanse musiek as 'n homogene begrip. Afrikaanse musiek, dit is al 'n fucking los term. Soos Afrikaanse musiek is 'n taal, you know, jy kry mos honderde style en daai. Ja, maar dit is baie limited in Suid-Afrika though. Ja, maar mens kan nie net sê Afrikaanse musiek, dit is 'n aardige ding. As ek my bemarkingshoed opsit, dan dink ek dis 'n goeie ding. Jy weet, vir my gaan dit kom maak die purchase so maklik as moontlik. Dit is fucking vieslik, ek fucking haat dit. En met hang af waar jy gelees, dit maak sin man. Nee, maar dis kak. Jy wil mos nie nou dit jy moet verkoop wat jy verkoop vir fuck sake. Ja, maar Afrikaans is nie 'n genre nie. Wat bedoel jy? Afrikaans is nie 'n genre. Ons en Nicholas Lou doen nie dieselfde genre musiek nie. Ons sing Afrikaans dan. Ja, maar dis net die taal. En kan definitief 'n kategorie wees wat al dit een kan sit, dink ek. En dis 'n kommersiële rede. Dit is vir die kopers. Ek sal verkies in die rock section, maar het verkoop beter in die Afrikaans. Ons in die rock section, definitely dig on by like what. Verkoop beter in die Afrikaanse section, David. Maar ek sal verkies in die rock section en David. Ek gee nie om dis een rak is as 'n mark nie, maar ek gee om dat daai rak net sê Afrikaans. Dit kan nie. Jy gaan ons moet diferensieer daai. Jy moet kan sê. Al doen jy net vir mense om jou CD te gaan vind, jy weet. Afrikaans is nie 'n genre nie.
Kunstenaars wat in Engels begin en later in Afrikaans sing is niks niets nie. Kurt Dern en Patricia Loos is voor in die koor, maar in 2007 stof selfs gewilde Engelse band die Parlotones hulle tweetalige woordeboeke af. Hey Chris, we've decided to do this music video as an ode to you. You're a legendary songwriter and you've penned some really good songs that document a part of South African history and write about South Africans. Obviously, hulle het baie Afrikaanse fans. En as ek 'n Engelse band was en ek sou 'n liedjie wou doen, sou ek ook 'n veilige bed soos Koos Kombuis gevat en gesê het, hier is my Afrikaanse fans. Ons gooi hom in. Ons wys ons kan ook Afrikaans doen. Maar ek vind hulle het baie beter liedjies as daai. Songs wat hulle self oorspronklike goed is wat hulle nou 'n Koos Kombuis liedjie verkrag. Here Comes the Man was a strategy to get onto radio. Lisa Siklifi wasn't a tactic to try and win more Afrikaans fans. They were there already. Ek is mal oor die Parlotones se weergawe. As ek 'n call girls wat dans in 'n ouene soet wat baie dekadent lyk. Ek weet nie of dit berekend was nie. Hulle het tog reeds hulle eie mark. Afrikaans word ook gebruik in musiek wat nie sommer op die Afrikaanse rak sal beland nie. Kwaito kunstenaars sing ook nou en dan in boeretaal. Zo ook zwarte talen gebruiken Afrikaans om het cool te brengen. Dat is een song wat Camilo van Tika Ziel komt. Ik zie hond is zo. Pas op, you know. Ek dink Johnny Clegg wat in Afrikaans sing is baie interessant. Wat hy gesê het daaroor blykbaar is dit is hy hoor sy swart fans praat Afrikaans. En hy sou dit 'n dekade gelede nie gedoen het nie. En ek dink Afrikaanssprekende mense moet waardeer hoe divers die taal is en hoeveel mense Afrikaans praat. Oor die afgelope 5 jaar groei maatskappy so Select, wat onder andere Nicholas Lou en Kurt Dern verteenwoordig, elke jaar met oor die 30%. Verspreidingsmaatskappy Music for Pleasure se groei is selfs groter. Die MFP Afrikaanse afdeling, die portefeulje wat ek hanteer, het my departement basies in die laaste 5 jaar 30% gegroei en toe 40, 50 en nou weer op 'n 60%. Jy weet jaar op jaar. So die groei is fenomenaal. Ek kan onthou selfs 5 jaar gelede was daar 2 of 3 groot name. Vandag is daar 20 groot name. Afrikaanse musiek is groot. Ek dink Steve Hofmeyr is die number 1 seller in Iran. Meer as Lucky Dube of Rebecca Malope wat nou mense nou sal dink sal liewer daai posisie bekleë. In 2004 lag die gehoor by die SAMA-toekennings wanneer Steve Hofmeyr se naam uitgelees word as die grootste verkoper van die jaar. Dis egter geen grap nie. Al is Steve nie eers na die seremonie genooi nie. Politisch koop records, jongens. Van iets ouder, supported. Ik zie bij die rugby. En is daar. Dis 'n ryk mark. Dis mense met geld. Dis mense wat dit materieel kan ondersteun. Dat so 'n klein groepie kopersmark 'n kwart van 40 miljoen mense kan so buying public verteenwoordig. Dit het ek nog geen geskiedenis gelees nie. Maar ek dink Afrikaner bemagtiging was in die geskiedenis van die mensdom een van die mees suksesvolle projekte van ekonomiese bemagtiging. Afrikaners oor die algemeen het baie geld. So mense het geld om spandeer op die naweek, op 'n KAK&K week, op 2 nuwe series van iemand. Net 'n klein bietjie liefde. Deesdae is musiekvideo's en TV-advertensies nie meer opsionele extras in 'n kommersiële mark nie. Dat Afrikaanse musiek duur ligtyd kan bekostig, byvoorbeeld tydens internasionale sportgeleenthede, wys wel die sukses van sulke bemarkingsveldtogte. Marking vandag is nie om samples uit te gee by radiostasies en die onderhoud op TV te doen nie. Dit gaan, as jy 'n genuine sukses wil maak, moet jy die groot geld uithaal, jy moet die TV-advertensies betaal. Die bokke is die beste. Die ouens spandeer groot geld en jy praat hier van enigiets tussen 'n minimum campaign van hier by die 300 000 rande waar hulle begin tot enigiets op tot by R1 miljoen. Enigiets onder dit mors jy eintlik jou geld want jy het daai repetisie nodig. Voor ek uit Johannesburg weg is, was ek by die platenmense. Jy my check gebring. Voordat jy nog drank bestel, moet jy liewer hierna kyk. As dit nou minder is wat ek verwag het. Hoeveel? 500 pond? 400? Gestel jy koop 'n CD vir R100,
Soveel as die helfte van die prys gaan aan die verkoper van die oorblywende persentasie verhaal die platemaatskappy bemarkings- en opnamekostes voor hulle wins kan toon. Afhangende van die aard van die kontrak kry die kunstenaar wie se CD jy koop tipies tussen 7 en 10% van die bedrag wat jy betaal het, omtrent die prys van 'n liter melk. Na 20 jaar en 180 oorspronklike liedjies wat ek geskryf het en opgeneem is, begin my royalty check al lyk soos 'n check. Now we talking, jy weet, maar jy moet 180 original songs geskryf het en ten minste 20 van hulle moes iets gewees het. Om te kan sê as 'n liedjie skrywer maak jy geld in die land. Ek dink jy moet ontsaglike groot knaters hê om Afrikaanse musiek te maak en ernstig te wees daaroor en lowend te wil maak daaruit. Jy het 'n beperkte mark en in die beperkte mark het jy segmente. Kunstenaars se groot inkomste kom duidelik nie uit CD-verkope nie, maar iewers is iemand besig om geld te maak. Live shows is waar ons inkomste maak. Vir live shows kan groot kunstenaars oor die R100,000 vra, backtrack of to not. Met kunstefeeste is daar 'n ontploffing in die hoeveelheid platforms vir live shows, maar die Afrikaanse musiekfeesfenomeen is al in 1981 gebore by 'n popfees aan die walle van die Vaalrivier. Houtstop was jong, maar daai was gesinsmense, babietjies en vrouens met snaakse haarstyle en mense met normale haarstyle. Dit was die eerste popfees in Afrikaans. Net Houtstop was groter. Daar was 22,000 mense. 1990 se Houtstopfees op 'n plaas buite Pretoria sal hy afsluit in Anton Goosen, Joost Tonteldoos en Koos Kombuis. Teen hierdie tyd is politieke protes hoogmode onder die jong gehoor. Dis die eerste groot saamtrek wat ek nou mense rondom 'n Afrikaanse ding gesien het sonder dit nou 'n konservatiewe tipe fees is. Dit is baie jong mense en baie mense wat positief voel oor wat Afrikaans doen op daai stadium. Ek Joost Tonteldoos daar gespeel en ons het tant Sunny Brill in haar band daar gehad en die ouens het onderbroeke in haar gesig gegooi. Maar vir progressiewe oorspronklike musiek was daai nogal 'n grondslag. Soos wat musiek en liriek is grondslag was, soos wat voelvryheid 'n grondslag was Houtstop 'n groot platform vir live bands. Kunstefeeste soos Aardklop en die KAK&K word vanaf die middel 90s 'n instelling in die Afrikaanse kultuur. Die eerste KAK&K word in 1995 gehou om 'n platform te skep vir teater na die afskaffing van teaterstreeksrade soos Kruik en Truk. Die gedagte was dat ons wou nooit Afrikaans red om een of ander politieke agenda of so nie. Vir ons was dit net baie belangrik om Afrikaans te demonstreer. As ek dink aan 'n fees soos KAK&K, dit het baie verander oor die afgelope paar jaar. In die eerste 5 jaar verdubbel die KAK&K jaarliks en ligte musiek word vinnig die gewildste item op die spyskaart, veral by oop verhoë soos in die Huisgenoot tent. Vandag is daar byna elke naweek 'n kunstefees op 'n ander dorp. That's why there's always a platform and a market for all different kinds of Afrikaans musicians to showcase their music and in that way gain a broader audience and keep their fan bases there because throughout the year there are those kinds of platforms that exist for them. Nie net verkoop kunstenaars hier CD's nie, hulle bereik ook 'n mark van reg oor die land, wat hulle andersins nooit bymekaar sou sien nie. Die funksies van musiek in 'n gemeenskap is in die eerste plek om mense te help om te ontsnap en te ontspan. Dis die vergeet aspek daarvan. Dit is soms belangrik om bietjie in die stof te rol met 'n brandewyn en van alles te vergeet. Dit is 'n belangrike funksie om bietjie stoom af te blaas. Dis partytjie, ja. Ja, bazaar. Boerebazaar. Geskiedenis wys dat ons 'n feestelike nasie is. Ons hou daarvan om te party, ons hou daarvan om te kuier en ons hou daarvan om bymekaar te kom. Hier om die kunstefeeste die beste kortliks te beskryf is 'n gevoel van Engelse term van ethnic nesting. Ja, ek kan nou nie help om te dink aan wat Pieter Dirk Uys destyds met die eerste en die tweede KAK&K gesê het, net gesê, ja, hulle sê julle trek laar, maar laar is dit kan mens seker nie. Ek sal sê, as baie fanatics wat na feeste toe gaan, veral Afrikaanse feeste, you know, mense wat die-hard fans is van hulle taal, hulle
Hulle is trots op hulle taal en hulle heritage en so aan. Ek kan nie foute daarmee nie, solank dit nie oproerig raak, you know, en mense begin nou vind. Ek dink daar is mense wat dink dat Afrikaners nie 'n land het nie en ek dink vir hulle is die tydelike gemeenskappe wat musiekfeeste in Afrikaans skep. Dis vir hulle dan daai land. Daai klein stukkies wat jy weet ons klompie is nou hier by mekaar. Sekere festivals waar jy toe gaan of sekere gatherings. Voel jy baie mal embarrassed om 'n Suid-Afrikaner te wees? Hoe dit nou van hier af verder gaan, dink ek is die hele ding van om dit meer en meer te integreer, die transformering van die kunstefeeste in 'n totale Suid-Afrikaanse konteks. Ek dink dit is die uitdaging. En ek dink dis iets wat baie nice is van Op die Koppie. Op die Koppie is 'n demoon van 'n ander kleur. Dis waar 'n klomp jong mense gaan om met alles weg te gooi vir 'n naweek. En dis een van die gesondste dinge wat jy nou maar kan doen, hoor. Dis kom ek het so baie gedoen het. Dit is nodig. Op die Koppie, ek weet nie man, het was 'n bietjie laat, het was 1 o'clock, Sondagoggend en die mense was, hy crowd was die mekaar, my bro. Nee, dat was. Nou, ek moet weer gaan na die Op die Koppie toe, maar definitely wil ek op 'n vroeëre timeslot perform. Ek moet van, ek weet nie of die mense alles gehoor wat ek gesê het. Van my goed kan 'n bietjie vinnig ook is, man. You know, soos ek kan maar helemaal binne my klats so na my nakkels draai. Dis laat ek tussen my lakke plakke so wat sy afgeswaai. Nou 1 o'clock die oggend. Hoe gaan hy klink vir jou? Hoeveel jaar is jy al besig met? 13. Hier is die 13de festival. Die 13de festival? Wat van Cinema Houtstok en ons die verskil was, is daar was 'n politieke agenda, ons het net 'n tune agenda. Om jouself in te fence en te probeer verdedig is 'n baie... dis 'n korttermynstrategie. Ek dink dit is baie lekkerder om dit oop te maak. Move it in en uit, kruisbestuif. Almal te nooi. Ding aan die gang, ja. En eintlik, ek weet glad nie wat ek sê nie, maar... Dit is 'n nice ding om mense bymekaar te bring, grense af te breek. Kyk wie kom hier aan, hey! Dit aan die begin van Op die Koppie het mense gedink ons is duiwelsaanbidders en ons het katakombes vol dagga hier waar mense aan kan rook en sulke absoluut belaglike stories wat hulle in die kerke afgekondig het. Ek wil nou juist vir jou vra man, hoe werk julle stories backstage en so aan? Kan mens daar inkom en so af? Hoe werk? Wie? Iemand soos jy? Ja, wel, Dit gaan 'n gesukkel afgee. Nee, daar's 'n hele skiem. Ons het allerlei akkreditasie, verskillende filters en goeie spesifiek ontwerp om ouetjies soos jy weg te hou van bandjies soos hierdie af. Is dit so daai pers daar's nie Ja, dit is wat jy wil hê. pers. Lavender en hy happen. Hy kan jou in baie plekke inkry. Sal hy my backstage kan inkry? Hy sal jou backstage kan kry. En Teoreties, in teorie sal hierdie ding nou omtrent enige plek inkry. Sal hy teoreties op my arm kan beland? Ek dink nie so nie. Ek dink as jy soos Op die Koppie toe kom, word jy definitief blootgestel aan 'n meer diverse klank. Dit is nou soos divers in taal, Engels en Afrikaans en divers in genres. Dis van hippies, punks, goths, whatever. Alles almal hier. Ek dink Op die Koppie is nie belangrik nie, dit is vital. Dis vital vir waar musiek vandag in Suid-Afrika is, vir hele scene is. Wel, as jy oor 100 jaar gaan terugkyk na hierdie tyd, gaan jy voelvry gaan uitstaan en Op die Koppie gaan uitstaan. Is cultural. Goed, dis heeltemal 'n ander agenda, politically en so is dit heeltemal anders, maar en van cultural significance is it's big. Koppie. Man, Op die Koppie was mal geweest. Ek het die oggend wat ek aangekom het al vir Karel ontmoet. Ek meen hy organiseer al die ding vir soos meer as 10 jaar. Hy was soos die oorspronklike ou wat dit. Hy en Koos Kombuis almal het eers op daai Koppie gejam.
Daai guards is baie skerper as dit dink. Ek het probeer. Ek het geargumenteer vir 'n tydjie. En ek het met Karel gepraat. Ek het hom gevra vir 'n backstage pass. En ek het actually gedink hy sou dalk toelaat want hy het nogal vriendelik gelyk daar in die begin en sy kind was by hom en alles. Maar hy het op 'n punt gesê nee. En ja, toe moes ek maar net 'n ander manier vind. Ja, ek wou oor so 'n klomp portable toilette klim om in die plek in te kom. Ek moes verby 'n boom skuur. Die wagter het my gevang. Ek meen daar's basies van alle kante af is daar 'n manier wat hulle probeer stop om in te kom. Okay. Ek het drastiese beserings opgedoen. My palms was vol dorings wat redelik gebloei het. Dit was fyn dorings wat so in die vleis insteek. Maar toe ek daar opstaan, ek meen dit was absoluut die moeite werd. Toe ek uiteindelik met die manne kon praat. Ja. Backstage. Kan ek maar op Oh hey man, dit is hard vir my vandag. Ja, ek het actually nog wat weer dit proef gegaan met die kom uit. Ek net so die pad is dit is gewoon daai. Serieus is al die mense is moet chill. Serieus is dit backstage. Ja, ek moet iets oor hier. Hallo, is dit meneer Kap? Meneer, dit is Johnny hierso van TJ's Video Rental and Electronic Consultation. Ek is hier in die videowinkel en ek staan met 'n lys en u skuld ons nog 'n paar titels. Ja, dis nou al vir meer as 4 dae laat. Nee, ons gaan ongelukkig, ons het klaar van die beboet, maar ons moet in elk geval die video's terugkry. Dis Bring It On. Bring It On Again. Emmanuel 4 en Puna's Koning. Ja. Oké, goed meneer, my baas kom 1 uur so, ja. Voor dan asseblief. Dankie. Oké, totsiens. Bye bye. Ek ken Ek dink wat die interessante ding wat Afrikaanse musiek in die 70s spesifiek en die 80s gedoen het is om 'n tipe van 'n respectability, 'n waardigheid te probeer opbou. Is om musiek te skryf met goeie lirieke. Ek dink mense het net gedink in daai tyd het hulle gedink alle Afrikaanse musiek is soetsappig en is swak. Deur die werk van die 60er skrywers breek die Afrikaanse letterkunde weg van die soetsappige plaasroman. Later beïnvloed hulle ook die liedjies van skrywers soos Anton Goosen. Ek het Ingrid Jonker gelees, ek het Buitenbach gelees, ek het Opperman gelees. In Amerika van die 1930s begin die liedjieskrywers van die folkbeweging 'n nuwe tendens deur self hulle komposisies te sing. Hul eerlike benadering tot lirieke inspireer ook die lede van die musiek- en liriekbeweging. Dit was 'n geweldige groot ontploffing. I mean, die grootste Rubicon in musiek, Afrikaanse musiekgeskiedenis. Dit het die hele land se musiek omgedraai. Aanvanklik maak Anton Goosen naam as liedjieskrywer vir die popsensasie Sonja Herald. Hulle wen saam talle SARI-toekennings en skep treffers soos Jantjie, Waterblommetjies en die Trein na Maatjiesfontein. So Sonja het my skrywersloopbaan amper al gesê gekickstart omdat sy my groot outlet was. Die ou konsert, dek dit op. En vind sommer uit wat dat ons liedjie boutiek, jy weet.
Meneer, ek kan hierdie man vat nie. Ek hou nie eintlik van sy musiek nie en hierdie hele Afrikaanse musiektrip. Maar ek vra jou nie, ek sê jou. In 1979 bring Anton 'n nuwe komposisie vir Sonja Herald na regisseur Chris Kritzinger. Chris stel voor dat Anton 'n slag self sy werk sing. Die resultaat is Boy van die Suburbs, Afrikaanse plaat wat tussen folk en rock deursakkie en Blommetjie gedenk aan my kom te nooit by Sonja uit nie. En dit was my idee om regtig hier by te sit want dit maak die rock bietjie sagter dat die mense nie agterkom ons is besig om 'n blaatante rock te gee nie. En dit het gewerk. Ek dink die Screaming Angus Young is die DC gitaarriff sou gewerk het op daai stadium. En wat Anton reg gekry het, is dat hy het goeie lirieke geskryf, maar hy het dit kommersieel gemaak met liedjies wat hits geword het. Mijn stellen was nog niet hier op mij. Ze was pas getrouwd, je voet een kilo bijna. Allemaal hij, dat is altijd in mijn kop. En het kwam de impact op mij gehad. Ik had bijna van gehouden. Maar ek dink die werklike eerste aangrypende lirieke is deur Koos Doep gedoen. Koos het tydloos goed geskryf. Nee, dis soos Leonard Cohen in Afrikaans. Daaroor geleiding. Koos Doep is veral is goed wat dit was ligte Afrikaanse musiek op die oor is dit baie ligte goed, maar is baie heavy goed. Dit gaan oor die ou wat te veel drink en van aardsverlange. Hy was nie 'n gelukkige knaap nie. Hy het nogal gebroeg. Terselfdertyd sit David Kramer 'n nuwe skop in Afrikaanse musiek en met sy rooi vellies leer hy mense dans. Ek wou 'n soort van alternatiewe Afrikaans aan die gehore oordra. Met die verhaal van Blokkie Joubert word David in 1981 oornag 'n superster en hy volg dit op met treffers soos Royal Hotel. In die kuiergate is min mense egter bewus daarvan dat sy eerste album, Bakgat, deur die SAIK vir uitsending verbied is. David Kramer is raak gesien vir al sy average goed en hy's misgekyk wanneer hy regtig iets innoverend gedoen het. My favorite plaat van hom, ek dink nie dis wat op CD eers gewees het, Baboon Dogs. Die rede hoekom ek Baboon Dogs uitgegee het is om net vir mense te sê, okay, ek het op 'n stadium sulke goed geskryf en ek wil nou once and for all my political statement maak en nail my colours to the wall hierso. Ja, en dit was nou soort van die einde van David Kramer almal se pel. Maar verkoop jou bootjie, pak op jou goedjies. Ek dink hy's een van die mees invloedryke Afrikaanse musikante. Ek dink hy was voor sy tyd, ja. Wow. Wat nou? Jy sal net skinne. Jesus cool. Het jy gehoor, Steve Hofmeyr se nuwe album is al soos in die eerste week platinum. Wat beteken platinum? Beteken hy kan vir sy vrou skoene koop. Shomai, ek gaan vir jou skoene koop. En daai jean wat jy so graag wil hê. Hoe? Op my music, baby. Ek gaan nog plekke vat wat jy nie kan glo nie. Jy right. Meanwhile spend jy al jou geld op trips Kaap toe. Lyk my jy's die enigste wat op pad is ergens en ek bly net stak hier. Ek het jou gesê jy sou nooit 'n low budget trip oorleef het nie. Ek moes op treine ry en alles. Jy was nog steeds see toe. See toe. Ek het met die legends gaan praat. Ek het gaan uitvind wat dit is om 'n kunstenaar te wees. Dit is moeilik, die musiekindustrie. Jy kan nie net so one shot inneek nie. Klink van my het gaan sypaal onder. Ek het gaan uitvind wat dit is om 'n kunstenaar te wees. Dit gaan oor 15% PDP en 20% hiervan en daarvan en dit nie. Dink jy Koos Kombuis het somme gemaak voordat hy die klavier geskryf het? Nee, kyk was hy nou. Waar is Koos nou?
Dis alles goed en wel op wel. Maar kom laat ek jou 'n ding vertel van die lewe op die highway to hell. Tussen AC/DC en die Rolling Stones, tussen die noodnommers en die payphones, bly die lang pad besaai met ouens soos ons. 'n Slangolie glimlag, 'n graf in die Transvaal, wie kom jou haal? Horisontaal. Horisontaal. 10.000 kilos, 1.000 hamburgers en 27.000 sigarette klink dalk lekker, maar verlede van die Voëlvry Tour is dit nie altyd 'n party nie. Hulle word verwelkom deur fans en verpes deur vyande. Die kombies se bande wat gesny word is snaaks, doodsdreigemente nie. Ja, ons was baie kwaad toe ons Voëlvry aangepak het. Dit was die donor vir alles wat in die land aangaan. Dit was gebore uit woede en angs en dysfunctionality en al daai goed. Om al die verkeerde redes, maar ons moes dit doen. In 1989 tref 'n golf van Afrikaanse anti-establishment rock'n'roll Suid-Afrika. Die Voëlvry Tour begin op die 4de April by Club Countdown in Johannesburg en saai 2 maande lank chaos op Suid-Afrikaanse kampusse. Organiseerder Dagga Dirk Uys hou ten spyte van rektors boikotte en regeringsspioene die gitare aan die skree en die kombies aan die ry. Voëlvry se groot 3, Koos Kombuis, Johannes Kerkorrel en Bernoldus Niemand, word sover as in die New York Times die verteenwoordigers van wat party mense Afrikaanse Woodstock noem. Die eerste keer dat Afrikaanse jeug vir die gesag 'n vet middelvinger gewys het. Toe die Voëlvry Tour begin het, was dit net 'n klomp ouens wat simpel songs sing en daar was altyd gevaar dat ons deur die woodwork gaan val. Toe maak die regering 'n moeëse fout en begin ban ons van kampusse af. En die publicity die volgende oomblik was dit op die oorseese TV en op Newsweek en oral. En hulle het reg gekry om 'n klomp mense kwaad te maak. En dit is 'n goeie ding. Voor Voëlvry was Suid-Afrika 'n saglike boring land. Ek het gevoel asof ek versmoor vir alles as 'n Afrikaanse kind in die skoolstelsel en die kadette en die jeugweerbaarheid. Ek's 'n boer in beton. Ja, nee, die 80's was fucking riot country geweest toe. Dit was 'n tyd van die grens, dit was 'n tyd van noodtoestand en 'n ontnigtering met die regering. En ek dink die musiek het 'n soort van 'n uiting gegee aan daai politieke gevoelens en idees en dit kon maak spreek tot 'n jeug wat dit nie maklik uitdrukking daarop kon gee nie as gevolg van die druk van die staat en die kerk en die skool. Ek speel oorlog met my beste dae. Ja. People started becoming more expressive, people became rebels, with a cause. Baie jong mans word in die 80's opgeroep tot die weermag. Dit beteken diens in Angola of al meer in die onlusgetuisterde townships. Engelse en Afrikaanse gewetensbeswaardes word lede van die End Conscription Campaign. Beslis, ja, wat ons in die Engelse ouetjies in gemeen gehad het, hulle was baie van hulle was lede van die End Conscription Campaign. Hulle het saamgegaan want ons het hulle gekies. Hulle was kwaad vir die regering in die eerste plek, tweede plek. Party van hulle het goeie rol saamgebring. In die derde plek hulle was geen musikante. It's alternative Afrikaans music. It's a new thing. You must be able to hear that. I mean, you can't just ban it from campus because it's maybe there's some swear words in it or it's against the government or whatever. It's a new thing. It's something else in Bliss. I mean, Bliss. In hierdie jare beland 'n roos van Bless Bridges in menige middeljarige dames se trofeekas. Bless se ballades herinner aan die musiekstyle van die 70's en in sy lewenstyd verkoop hy ver oor 1 miljoen plate. Alhoewel jeugkultuur lank voor die opkoms van rock'n'roll in die 50's bestaan het, is dit musiek wat die mees sigbare kultuur in die westerse wêreld maak. Rockers, rywers, teenie-boppers en hip-hoppers spreek op soveel tydskrifvoorblaaie dat jy hulle nie kan mis nie. En net so lank kon die gesag Afrikaans beskerm teen die opstandige golf van jeugkultuur.
jeugkultuur in Suid-Afrika het eers begin floreer met voelvry onder Afrikaans sprekende mense. Ek dink die atmosfeer is anders na voelvry in Afrikaanse musiek. Hulle het die jeug saamgesnoer onder die vaandel van rockmusiek. Het 12 die cool mense het geluister daarna. Ons het almal hierdie banners gedra, die goedjies, die buttons gedra wat FAK, Free Afrikaans Kids. Ek dink voelvry was die begin van die beweging wat jy vandag die resultate van sien in Afrikaanse musiek. Ek skien net dit het dit moontlik gemaak vir mense soos ons om miskien daai die taal te kan gebruik op nuwe maniere, jy weet. Vir my persoonlik ek was al 'n kerkhol fan geweest op 'n stage, you know. Even Koos Kombuis was my half later stadium tot 'n degree some sort of invloed. En ek dink as hulle nie bestaan het, sou ek nooit gedoen wat ek nou doen nie. Voelvry toon al die kenmerke van 'n revolusie en ongelukkig ook die ongemaklike stilte wat volg na die oorwinning. Want basically hoe ek die Suid-Afrikaanse rockgeskiedenis verstaan, jy weet, dit begin al by voelvry, in my kop, en dan gaan dit soos Noodles toe, maar daar is hierdie massive gap soos tussenin, jy weet, miskien is Manga Groove, waar the hell, dis soos tussen die twee of iets. In die vroeë 90s begin die voelvry kunstenaars suksesvolle loopbane in die skaduwee van Steve Hofmeyr. Jong Afrikaners sukkel om 'n stem te vind in die naloop van apartheid en vir jare is daar min vernuwing. Of so lyk dit. Mense soos Valiant Swart het voetspore gekry om te volg, maar rockmusiek as die gewete van die Afrikaanse samelewing het definitief vervaag. Jy weet, in die vroeë 90s was daar nog steeds daai hangover van alles is geban. Ek meen, die 90s was Afrikaanse groeipyn geweest, sou ek sê, van die nuwe Afrikaans. Dis alles net groeipyn. Dis al wat ek sien van die 90s. Ek dink dit was stil. Early 90s ek dink die Afrikaanse mense of Suid-Afrikaanse mense vir dat, maar daar is baie maar oorgelewer aan internasionale mark. Grunge was groot. So was 'n bietjie van 'n lal geweest in Afrikaanse musiek. In die 90s het plaaslike kunstenaars vir die eerste keer 'n realistiese kans op internasionale sukses. Intussen word Seattle bands soos Nirvana, Pearl Jam en Alice in Chains die stem van generasie X en beïnvloed Lithium, Squeal en ander Suid-Afrikaanse bands. In hierdie tyd kies baie opkomende Afrikaanse musikante om eerder in Engels te sing. Dis exactly dit, want ons het nie Afrikaanse musiek gekry op baie stadium wat ons regtig interesseer nie. Maar om terug te kom na die Noodles toe, ek dink ons het Engels gesing, maar net omdat al ons influences Engels was op baie stadium. Daai bands, ek dink wat hulle gedoen het is hulle het bewys aan ouens en die ouens wat toe in die audience was. En is al iemand soos Wynand van op die Cigarettes en Cigarettes. Is dat jy kan dit doen. Jy en jou chommies by Varsity kan 'n band begin en jy kan op toer gaan. Daar's op daai stadium het die mark begin groei. Terwyl Engelse bands die alternatiewe beweging lewendig hou, is hul Afrikaanse eweknieë minder sigbaar. Toe was dit die Carols, die Naaimachine, Valiant Swart, Battery 9. Ek sou sê, daar was ook al 'n lekker underground scene geweest. Ja. Die volgende ontwikkeling betrap selfs die jeugonkant. Battery 9 slaan vooropgestelde idees oor Afrikaanse musiek die nek in, met 'n kwantumsprong na industriële rock. Voortaan word die angle grinder ook as instrument erken. Ek dink aan die een kant was industriële musiek daai tyd gewild, so wat mid-90s. Omdat dit wêreldwyd gewild was. Excellent! Finally a black president! Maar op die Kaapse vlakte is daar al van die laat 80s af nuwe roeringe. 'n Paar Prophets of the City tracks stel Afrikaans bekend aan hip-hop. Hulle bereik meer as 500.000 kinders van alle agtergronde met skole-toere wat bewussyn van sosiale kwessies soos dwelmmisbruik en politieke verantwoordelikheid bevorder. Het maak jou op die steekie, dit uitgedraai en sy gat ook in jou keekie. Jou ma, jou pa, hulle altyd kry swaar, want sonder 'n job is alles te mekaar. Ek wil sê, dankie vir jou oor, dankie vir jou ore, dankie vir jou tyd. Sare was 'n plant, water was gooi, die boom groei. Kom, ons pluk vrugte. Hier is Titsvinger. POC het die ding begin in die 80s saam met Black Noise en so aan. Hulle was baie polities geweest, né? POC. There we go, the first black band who voted in South Africa.
Hulle was bereid om die voor hom te sit, hulle was bereid om die kop op te lig. Hulle sê as jy jou kop oplig, hy so vir die mense aim. Hulle het actually vir my die idee geskep dat sy het nou 'n medium om jou voice te lig. Uit POC groei die legendariese Brasse van die Kaap, Reddy D, Mr. Fat en Hamma, rap van die middel 90s af in Afrikaans, in 'n dialek wat 10 jaar tevore dalk nie die binnekant van 'n Suid-Afrikaanse studio sou kon sien nie. 93, 94 toe begin ons te rekord in 'n klein bedroom studio in Mulberry. Afrikaans in die township, like die lingo was popular en was funny. So dit was 'n boertjie Afrikaans, dit was meer like jou mense in die townships Afrikaans. Brasse van die Kaap speel in die laat 90s by verskeie feeste, onder andere by KAK&K se Cactus op die Vlaktes in 1998. Die jaar tevore is Miriam Makeba met 'n bierblik gegooi op die verhoog, maar hierdie jaar is dit anders. Die mense was open, wel die Afrikaanse spreker mense, dat was like, rap in Afrikaans, dit is cool. So dit is een van die min groepe wat die kleur skeidslyn kon oorbrug, lyk dit my. Kan ek in Suid-Afrikaners sien met die peace sign hoog op in die lug? Peace! Music is what unites us. Fuck this shit all those bullshit politicians are telling us today. Fuck all that shit. This is about me. It's about you. Music brings us together. Suid-Afrikaners, stand up. As jy kan flex, but as jy kan flex, but van die sien van die leer tot die vlaktes, hier kom ons nou. Sin van music is universal. Kyk, as ritme is in my bloed. So as ek op hy ritme kan sê van jou music, dan is ek mos hier vreemdeling. Die hoogtepunt van 'n loopbaan is 'n gig voor 15,000 mense by die Oppie Koppie main stage. Ik kan door die zieke foto's nog altijd. De memory is daar. Hij was een eye-opener. Weet ik, hij is iets in die broei. Ja, sorry man. Die nuwe millennium bring 'n nuwe stem en 'n nuwe stemming. Karen Zoid spring van die sypaadjies van Johannesburg na die middelpunt van 'n nuwe revolusie. Johannes Kerkel en Koos Kombuis het die FVK baie sterk geparodieer. En die rol van parodie is beide huldiging en beskuldiging. En dis ook iets wat Karen Zoid later gedoen het met Afrikaners is plesierig. Dit is 'n uitdaging, dit is 'n direkte uitdaging aan die voorvaders. Ek meen dit is 'n monumentale lied daai. Dit het die ou goed gevat en dit met die nuwe gemeng. Jy's cool, jy's spoel, jou mond met aqua fresh. Die impak van haar musiek is so groot dat die media 'n nuwe geslag Afrikaners na haar vernoem. Maar die sogenaamde Zoid-generasie val nie so maklik onder een naam nie. Wat is die Zoid-generasie? Ek dink nie eens Karen Zoid weet wat die Zoid-generasie is nie. Ek dink nie daar is so iets nie. Eintlik het die ou mos eintlik maar net 'n artikel geskryf en soort van sy punt probeer staaf en toe dit daai term gekoin en toe word dit nou 'n ding wat ek 'n opinie oor moet hê wat ek eintlik het nie. En 'n maklike baby sê